Goeiemôre. Ons skrifgedeelte gaan wees uit Genesis 37. Julle kan gerus daar oopmaak as julle wil, maar Dewald gaan dit ook op die skerm vir ons wys. En die tema is ek verstaan nie. Ek verstaan nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir nog 'n nuwe dag. Ons sien die herfsblare om ons val en ons weet dat die winter op pad is. Maar ons harte klop warm want ons weet ons is by U. Ons staan in 'n persoonlike verhouding met U. Ons kan met U praat, U kan met ons terugpraat uit die woord en uit die natuur. En ons weet dat U die Here is wat altyd vir ons sorg, onderneem en die hand van bewaring oor ons hou. Ek bid vir hulle wat siek is, hulle wat swaar kry, hulle wat eensaam is. Ja, Here, ons het U hulp nodig. Ons het U hulp nodig om mense gesond te maak. Ons het U hulp nodig in 'n land wat teenoor is. Help ons in hierdie moeilike tyd. Amen. Ons lees uit Genesis 37, soos ek gesê het. En ons gaan lees vanaf vers 1 tot 4 en dan weer 12 tot 28. Josef en sy drome is die opskrif. Jakob het in Kanaan gebly, die land waar sy voorvaders ook as vreemdelinge gebly het. Hier volg die familiegeskiedenis van Jakob. Josef was nog jong, 17, toe hy kleinvee opgepas het, saam met sy broers, die seun van Bilha en Silpa, sy pa se vrouens. Josef het slegte stories oor sy broers by hulle pa aangedra. Van al sy seuns was Israel die liefste vir Josef. Die seun wat in sy ouderdom gebore is, en daarom het hy vir Josef lang klere met moue gemaak. Toe sy broers sien dat hulle pa vir Josef liewer het as vir enige van hulle, het hulle afkeer van Josef gekry en het hulle niks goeds oor hom gesê nie. En dan vanaf vers 12 opskrif hier is Josef word 'n slaaf. Josef en sy broers het hulle pa se kleinvee gaan oppas in Sichem. Toe sê Israel vir Josef, kyk, jou broer pas die kleinvee op in Sichem, ek wil jou na hulle toe stuur. Josef het geantwoord, goed pa. Toe sê Israel vir hom, gaan kyk of alles nog reg is by jou broers en met die kleinvee, en kom vertel my alles. Israel het hom van die laagte by Hebron afgestuur na Sichem toe. Hy het daar in die veld rondgesoek en toe kom 'n man by hom en die vra vir hom, wat soek jy? Josef antwoord hom, ek soek my broers, kan jy my dalk sê waar hulle die kleinvee oppas? Toe sê die man, net van hier af versit. Ek het gehoor hulle sê hulle wil na Dothan toe gaan. Josef is toe agter sy broers aan en hy het hulle by Dothan gekry. Hy het hom al van ver af gesien en voor hy by hulle gekom het, het hulle ooreengekom om dood te maak. Hulle het vir mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer aan, kom ons maak hom dood en gooi hom in 'n put, ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet. Dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het hulle oor praat en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie, moenie moord pleeg nie. Gooi hom liewer in hierdie put hier in die veld, moenie sy lewe neem nie. Reuben het gesê sodat hy vir Josef kon red en hom na sy pa toe kon terugstuur. Josef het skaars by sy broers aangekom of hulle trek sy klere uit, die lang klere met moue wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water, daar het hulle gaan sit en eet, daarna het hulle gaan sit en eet, en toe hulle weer sien kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. Hulle was op pad na Egipte toe en op hulle kamele was daar gom, balsam en hars gelaai.
Toe sê Juda vir sy broers, wat 'n nut het dit vir ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie, want hy is ons broer, hy is bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom het die broers vir Josef het die put uit opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop. En die het hom Egipte toe gevat. Ek lees net tot daar. Ek verstaan nie. En ek dink dit is wat Josef seker gedink het op 'n kol in sy lewe. En ek wil hê jy moet bietjie dink aan Josef vanoggend. Sit jouself miskien in sy skoene. Want binne 'n paar uur is sy hele lewe op sy kop omgekeer. En ons weet hoe maklik dit gebeur. Iemand wat skielik sterf. 'n Motorongeluk. 'n Kar wat gesteel word. 'n Brand. Ewe skielik is alles op sy kop gekeer. Nou, Josef, weet ons, was pappa se gunsteling. Die wit broodjie wat volgens pappa nie 'n voet kon verkeerd sit nie. En gruwelik voorgetrek is. En nou is hy nie meer wit broodjie nie. En gestroop van sy spoggerige jas. En toe hy dink, dis die einde in die droogput, dis dit nog nie die einde. Hy word as slaaf verkoop aan 'n wilde bende slawehandelaars. En nou word hy na 'n ver land toe gesleep. Hy was nog nooit daar nie. Hy weet niks van daai mense nie. Hy weet niks van hulle kultuur nie. Jakob se spogseun het nie die bodem geslaan nie, put nie. Maar daar's nie vir hom 'n greintjie lig in die donker tonnel op pad Egipte toe nie. Dis nag. Nou ons ken hierdie verhaal al uit die kinderbybel uit en op skool. Maar as jy 'n oomblik gaan stil sit en dink oor wat hier gebeur het, besef jy, maar dis eintlik 'n verskriklike storie wat hierdie man deurmaak. Toe sy broers hierdie jas van hom afrig, het hulle hom gestroop van alles wat van hom bekend was. En alles wat vir hom sekuriteit gee. En baie keer word ons so gestroop van alles wat vir ons bekend is. Word ons gestroop van alles wat vir ons sekuriteit gee. En daardie jas wat hulle van hom gestroop het, is eintlik die ding wat die moeilikheid begin het. En as ons nou hierdie verhaal lees, dan is dit amper moeilik om te glo dat Jakob het gedoen het. Dat Jakob in hierdie slaggat getrap het, want hy was dan mamma se wit broodjie. En omdat hy mamma se wit broodjie het hy baie moeilikheid gekry, en so waar as vet, tot doen hy dieselfde met Josef. Nou, Jakob wou vir die wêreld wys hoe lief hy sy seun het. En dit is seker nie verkeerd nie, maar die manier hoe hy het gedoen het, was baie verkeerd. En Jakob het geen geheim daarvan gemaak, dat hierdie een seun vir hom belangriker is, as die ander nie. En ons weet natuurlik hoekom, want dit was die seun by sy gunsteling vrou, Rachel ook. Nou, Andrew Lloyd Webber, en sy bly spel Joseph, hy praat namens die broers en sê,
Die broer sê, we're great guys, but no one seemed to notice. Ja. Niemand neem notisie van die 10 nie. Maar van een word daar notisie geneem. In so mate dat hierdie een seun kry 'n besondere jas. En ons het geleer dat dit 'n bontjas was. Maar nee, dit was 'n baie luukse jas. 'n Jas wat konings dra. As jy gaan kyk na 2 Samuel 13. Dalk 'n persjas of 'n jas van swaar weefstof, swaar materiaal, lekker warm jas. En jy kan nou nie Josef kwaad wees dat hy omdat hy die jas dra nie. Maar ek kry die gevoel dat hierdie voortrekkery so bietjie na Josef se kop toe gegaan. Want ons sien hy het 'n klikkie geword. Jo, hy daarom maar van stories aandra. En baie min van ons hou van sulke mense. As kind het ek so 'n mens verpes, so 'n kind verpes wat ek gaan my pa sê, papa, kyk wat doen hy. Ons hou nie daarvan nie. En daarom kry ons 'n gevoel dat hy's eintlik 'n arrogante mannetjie. En hierdie arrogante mannetjie gaan kuier vir sy broers in die veld met hierdie koninklike gewaad aan. Dink net daaraan, hier kom hy aan. Met hierdie mooi jas in hierdie woestyn of wildernis. Maar nou het alles verander. Hierdie koninklike jas wat my pa vir hom gegee het, om hom te onderskei van sy ander broers, word geskeur, met bloed bevlek, en teruggestuur na pa toe as 'n vals bewysstuk. Die jas is op pad na pa toe. Josef as slaaf op pad Egipte toe. Jy sien toe Josef van sy jas gestroop is, toe word hy van alles gestroop. Hy's gestroop van sy bevoorregte status. Hy's gestroop van sekuriteit van sy pa se liefde. Hy's gestroop van alles wat vir hom tot sover of dusver sal gemaak het. Jy sien die bodem het uit Josef se lewe uitgeval. En nou vra ons onsself, maar verstaan Josef wat aangaan? Want Josef het nog drome ontvang. En in Josef se tyd is daar baie waardige gaan drome. En nou loop hy hierso agter die kamele met hierdie drome in sy kop en sê, maar dit is soos God met my gekommunikeer het. Hoekom sou God met my vir my in 'n droom inlig dat hy 'n spesiale plan met my het? En dan laat God toe dat dit met my gebeur. Ek verstaan nie. Want heel waarskynlik het Josef vanaf die dag wat hy die drome gehad het, verwag dat daar 'n engel by Jakob se tent sou opdaag om hom as koning te kom salf. Want dit is mos wat hy gedroom het. Hy is koning, sy pa en sy broers buig voor hom. En hy kon nie wag om sy broers se gesigte te sien, as dit waar word nie. As hulle regtig voor hom speel. Maar nou loop hy agter kamele in die woestyn. En dis die ongemaklikheid van hierdie Josef verhaal. Net soos dat ons nie kan verstaan hoe die Here Jakob, wat sy broer bedrieg met lensie, wat sy broer bedrieg om vir hom kos, om vir sy pa kos te vat, om deur sy pa geseën te word. Dat God hierdie aardsbedrieger kies om sy verbond voor te dra en sy beloftes te erf. Net kon ons nie glo dat God hierdie arrogante klikkie met 'n spoggerige jas kies
om die draer van sy belofte en die voorvader van sy volk te wees nie. Want eintlik hou ons nie van Josef nie, en ons hou ook nie van Jakob nie. Arrogante, selfgesentreerde mannetjie, bedorwe brokkie. Anders sou hy ons nie daardie jas aangetrek het op pad doodaan toe nie, om sy broers te gaan besoek nie. Het jy daardie jas aangetrek om 'n statement te maak? Maar nee ja, dis al geskiedenis. In minder as 'n dag het ek net nou al gesê, is hy gestroop van alles. Sy drome, sy ideale verby, op pad Egipte toe. En om weer vir Lloyd Webber aan te haal, it wouldn't be a picnic, he could tell. Nu kom het God dat gebeur? Hoekom kies hy iemand wat hy as instrument wil gebruik? En dan laat hy toe dat so iets met hom gebeur. Dan laat hy toe dat hierdie broers hom 'n streep trek deur sy plan met Josef ongedaan te maak. God kon dit mos verhoed het. Hoekom het hy toegelaat? Nee, ek dink nie daar waar Josef vasgebind aan kamele van die Midianiete deur die woestyn hardloop, het hy enigiets hiervan verstaan. Nou soos ek net nou gesê, natuurlik ken ons nou van kinds af die storie. En jy weet dat daar 'n dag baie later sou kom wat Josef wel sal verstaan hoekom dit gebeur het. En in daardie tyd was dit 'n totaal ander Josef, wat met baie meer wysheid kon terugkyk en die hele prentjie kon sien. Maar die punt, omdat ek en jy die storie ken, weet ons wat gaan gebeur, maar Josef weet dit nie. Josef verstaan nie dat hierdie eintlik deel is van God se plan nie, en dat die Here 'n pad het om met hom te stap nie. Voordat hy by die koningskap uitkom, wat ons weet gaan gebeur, is daar 'n nagmerrie deur die woestyn. Hy moet as slaaf verkoop word. Hy, die draer van God se belofte, is nou 'n slaaf. Hy is nie meer die gunsteling seun nie, hy's 'n slaaf, hy's 'n huisknegt vir iemand anders. En dan word hy vals beskuldig en in die tronk gegooi. Ja, die pad word al hoe meer opdrand en donker, voor dit beter sou gaan. En ek hoop, dis dieselfde verhaal, wat ons oor Suid-Afrika kan vertel. Dat hierdie verkiesing wat voorlê, die draaipunt is, en die al hoe donkerder pad wat ons loop. Maar, met die insig wat ek en jy het in hierdie storie, weet ons dat Josef in Kanaan, saam met sy pa en sy broers, nie vir God bruikbaar sou wees nie. Hy was te vol van homself. En solank as die lewe net om jou draai, kan God jou nie gebruik nie. En kan sy planne vir jou lewe nie waar word nie. Daarom moet jy vrykom van jouself. Jy moet gestroop word van alles wat jou terughou. En dit is partykeer nie 'n maklike proses nie. Partykeer is dit 'n uiters pynlike proses. Josef se spoggerige jas was nie net 'n simbool van hoe belangrik hy in sy pa se lewe was nie, maar hoe belangrik hy nog vir homself was. En toe hy gestroop is van sy jas, toe kon hy antwoord aan sy lewensdoel. Jy sien, ons is deel van 'n lewensskool, 'n leerskool, wat vir ons almal minder of meer pynlik is. Dalk verstaan jy nie wat 'n pad God met jou wil loop nie. Dalk maak dit wat jy deurgaan niks sin nie. Dat jy kanker het, jou werk verloor het. Dit is net swaar kry,
en seer kry. Maar weet jy, dalk is God besig om jou te louter, soos goud gelouter word, om jou te vorm, sodat jy vir hom bruikbaar kan wees. Sodat jy regtig in die lewensdoel kan beantwoord en so ware geluk kan smaak. Wie weet, dalk gaan jy ook eendag soos Josef kan terugkyk en besef dat hierdie smeltkroes wat jy nou deurgaan die mees betekenisvolle tyd van jou lewe is. En daarom, of wat ons moet doen is om aanhou te vertrou. Aanhou om sy hand vas te hou. Want hy het 'n plan met jou.